Welkom by The Flow.co.za se fliekvoorspelling waar ons gaan kyk na die interessantste flieks wat die volgende paar maande gaan uitkom. Bly ingeskakel tot die einde van die video waar ons 'n DVD het van Star Wars The Force Awakens om weg te gee aan een gelukkige kyker. Eerste op die agenda is vuil wasgoed en ek weet wat jy sê, dis weer een van daai simpel Afrikaanse komedies, maar hierdie een is gegrond op 'n 2014 silverskerm kortfilm wat nie te sleg was nie. Benny Fourie en Bouwer Bosch speel die hoofrolle, Mornay du Toit is die regisseur en dit lyk of dit goed kan wees. Hy begin die 8de Desember draai. Volgende is Star Wars The Last Jedi. Dit gaan 'n goeie fliek wees. Hoe kom vonder jy nog? Dis 'n reuse Disney fliek, dis die volgende episode in die Star Wars reeks. Rian Johnson is aan die stuur. Hy gaan goed doen, hy gaan baie geld maak. Hy gaan baie populêr wees. Klaar. The Man Who Invented Christmas is 'n kykie na Charles Dickens en die skryfproses van die bekende A Christmas Carol. Dit is die storie agter die storie en 'n biografie fliek wat baie interessant kan wees. Wonder Wheel is die nuwe Woody Allen fliek en Allen se flieks kan nogal hit or miss wees. Ek weet nie presies wat om te verwag nie, maar die kans dat dit 'n regtig goeie fliek is goed. So, ek gaan dit kyk. Jumanji Welcome to the Jungle lyk alsof dit 'n goedkoop geld maak, reboot, remake, sequel, iewers tussen daai lyne tipe fliek kan wees. Maar dit lyk of daar dalk genoeg aandag en liefde ingesit is om dit 'n waardige fliek te maak. Ons moet wag en sien hoe dit uitkom. 5de Januarie begin Downsizing, 'n nuwe fliek deur Alexander Payne wat bekendste is vir About Schmidt, The Descendants en Sideways. Dit gaan oor Matt Damon wat gekrimp word en in 'n klein wêreldjie gaan bly in 'n omgewingsvriendelike en kostebeparingsplan sodat mense minder plek opvat en minder rolbronne nodig het. Father Figures gaan oor twee broers gespeel deur Owen Wilson en Ed Helms wat op 'n roadtrip gaan om 'n paar verskillende mans te gaan besoek en te probeer uitvind wat se een hulle pa is. So, dis eintlik Mamma Mia op wiele sonder musiek of 'n teenoorgestelde soort Broken Flowers. Dis nie 'n vreeslike oorspronklike idee nie. En dit is die skrywer en regisseur se eerste flieks. Party grappies in die trailers val plat en ander lyk of dit alright kan wees. Dis 'n begeerte kans, kom ons kyk maar hoe kom dit uit tipe fliek. Breathe is 'n ware verhaal biografie oor 'n polioleier wat verlam is, gespeel deur Andrew Garfield. Maar die regte interessante deel van die fliek is dat dit Andy Serkis se eerste fliek as regisseur is. Dit is nou die akteur wat hoofsaaklik bekend is vir motion capture rolle soos Caesar in die Planet of the Apes flieks, King Kong en Peter Jackson se 2005 weergawe of Gollum uit The Lord of the Rings. Ek's baie nuuskierig om te sien wat hy agter die kamera doen. The Shape of Water is Guillermo del Toro se nuwe fliek en dit is genoeg om my te fascineer. Dit is definitief 'n fantastiese fantasie-thriller tipe fliek en dit lyk wat 'n baie interessante storie het. Op 2 Februarie kom daar 'n nuwe Cloverfield fliek uit. Nes met die vorige 2 is dit net om die draai, maar ons weet nog niks nie. Daar's sprake dat die fliek se titel dalk The God Particle is, maar dis ook nie bevestig nie. En niemand weet regtig hoe dit inskakel met die vorige 2 nie. So definitief ietsie om dop te hou. The Wound is 'n kontroversiële plaaslike fliek wat handel oor die Xhosa inisiasieproses. Met popsanger Nakane in die hoofrol is dit ons land se amptelike inskrywing vir die Oscars en definitief een om dop te hou. The Disaster Artist gaan oor die maak van The Room, een van die slegste flieks ooit. Dit word geregisseer deur James Franco en hy speel ook die hoofrol en as mens kyk na sy vorige werk, doen hy graag komedies en ook ernstige dramas en dis moeilik om te sê hoe ernstig hy hierdie onderwerp opneem. Dit lyk definitief na 'n vermaaklike fliek, maar mens weet nie lekker hoeveel hy die spot dryf met regte mense en hoeveel dit 'n karakterstudie is nie. Black Panther is die nuutste Marvel superheld fliek en speel in die fiktiewe Afrika land Wakanda af. Mens weet redelik wat om te verwag van 'n Marvel fliek, maar hierdie wegskuif uit Amerika uit is dalk 'n goeie teken van vernuwing en nuwe idees.
Raaiselkind is gegrond op die gelyknamige boek deur Annelie Botha en gaan oor 'n ma se emosionele belewenis met haar kind met outisme. Dit sluit drama en misterie in en begin op 16 Februarie. Loving Vincent is 'n biografiese verhaal oor Vincent van Gogh waar elke raampie van die fliek 'n olieskildery is. Dis die eerste keer wat so iets gedoen is en daarom definitief 'n kykie werd. Dis my oorsig oor die belangrikste flieks wat gaan uitkom tot Februarie 2018. Maar dis nie al vir hierdie video nie. Disney het vir ons 'n DVD gegee van Star Wars The Force Awakens om weg te gee aan een gelukkige kyker. Hier is jou kans om op te vang voor The Last Jedi begin op 15 Desember. Om in aanmerking te kom om die DVD te wen, comment vir ons hieronder. Nou wat se fliek sien jy die meeste uit die volgende paar maande? Is dit op ons lys? Is dit nie op ons lys nie? Dit hoef nie Star Wars te wees nie. Skryf vir ons 'n comment hieronder en miskien is jy die gelukkige wenner. Hierdie was 'n The Flow video. As jy daarvan gehou het, gee ons gerus 'n like of 'n comment hieronder. Jy kan ook subscribe tot ons YouTube kanaal, gaan kyk na ons blog by theflow.co.za of kyk een van ons ander video's.